die wêreld nog jonk en vol wonderlike dinge en gebeurtenisse was daar 'n ou skaapwagter, Jakob, wat baie seuns gehad het. Sy jongste was Baba Benjamin. O ja, nou toe Benjamin. Jy moet 'n soet seun wees en mooi groot word, sterk en slim. Wie weet, as jy gelukkig is, aard jy na jou broer Josef. Sien jy daar, Benjamin? Jou broer Josef is altyd aan die lees, altyd aan die dink. Waar tel my anders seuns so? Hulle is nou al lank op die koringland. Josef, Het jy iets gesê, vader? ek wil weet of jou broers hulle werk doen. Gaan kyk wat hulle aanvang. Reg, vader. Toe, Ek hallo. gaan dadelik. Wat is hier aan die gang? Is vader se spioentjie. Luister, julle moes die koring al ure terug gelaai het. Ag, ontspan Ons het maar net pret gehad. Nou toe, kom aan broers, laat ons die werk klaar kry. Ons swoeg elke dag in die warm son, nie jy nie. Klakous, al wat jy doen is oor ons. Josef is te slim om in die lande te werk. Hy kan ons lees en skryf. Dis nie my skuld vader het my geleer lees en skryf nie. Erken dit maar. Jy dink jy is beter as ons. Nooit gesien nie. Ek wou nie oor julle toesig hou nie. Hoe sit dan handjie by? Hierso. Julle sal nie so lekker lag as julle weet wat ek gisterand gedroom het nie. Ja. Droom, vreemde visioene, wat vloei in 'n stroom. Die betekenis van die simbool in jou droom, sal Josef heel maklik vir jou uit kan lê. Nou toe Josef, laat ons hoor, wat het jy gedroom? Ons was besig op die lande. Ons het gerwe gemaak. En toe skielik het my gerf uit my hande gespring en kiets regop gaan staan. En toe het julle gerwe 'n sirkel rondom myne gevorm. En voor my gerf neergebuig. Hey, kereltjie. Voor jou nou neergebuig? Wat dink jy nogal beteken die droom? Ek sê jou sê wat dit beteken. Ons klein Josef verwag dat ons voor hom moet neerbuig. Belaglik. Dis nie waar nie. Beter as ons. Miskien moet ons kleinboot Josef 'n ordentlike les leer. Josef, word wakker. Ja, vader. Kyk wat het ek vir jou gemaak. Is dit vir my? Hæ? Ja, dis 'n geskenk vir my gunsteling seun. Liewe land, vader. U behoort self eerder so 'n mooi jas te dra, né? Nee?
Ek het die jas vir jou gemaak, Josef. Trou met trots. O, as my broers my daarom hierin moet sien. Toe maar hulle sal verstaan. Was so aan, dan kyk ons. Mens, so sweer jy is 'n prins. Ek het nog 'n droom gehad, Vader. Droom, droom, vreemde visioene, wat vloei in 'n stroom. Die betekenis van die simbool in jou droom, sal Josef jou maklik vir jou uit kan lê. Sal Josef jou maklik vir jou uit kan lê. Gedroom, sê jy. Nou toe, laat ek hoor. Die betekenis van die simbool in jou droom, sal Josef jou maklik vir jou uit kan lê. En daar was 11 sterre in die lug. Toe het die son verskyn, maar dit het donker gebly. Die sterre het om die son begin draai en hulle voor hom neergebuig. Hierdie drome van jou is 'n gawe van God. Gebruik dit met omsigtigheid. Ek sal ja. Jou broers is dood aan toe om die skape te laat gry. Ek wil hê jy moet 'n oogie oor hulle gaan hou. Wat op aarde kan gebeur dat ons voor hom ontmoet? Ons het heel oggend gewerk. Ons verdien nou 'n blaaskansie. Ja nee, ek stem saam, die het 'n mergeleman uit. Solank as wat daar iets is om te eet, bly ek net waar ek is. Kom ons slag gebok en eet 'n feesmaal. Ons kan Vader sê hy het verdwaal en ons kon hom nie kry nie. Dis 'n goeie idee. Nie vandag nie. Kyk net wie kom hier aan. Dis die drome. En kyk net wat draai. Ek het in my hele lewe nog nooit so 'n jas gesien. Ons dra vodde en hy is soos 'n prins aangetrek. Dit is die laaste strooi. Laat ons die mannetjie 'n les leer. Raak ontslaaf van hom. Dit sal ons probleme oplos. Wag, ek het 'n plan. Kom ons vat hierdie ouetjie se jas. Ja, ons skeer dit af. Dit sal hom leer om nie stories aan te dra nie. Middag broers. Ai, wat maak jy? Los my uit. Jy dra daai jas net om die spot met ons te dryf. Dis nie waar nie. Waar kry jy dit? Vader het hom vir my gemaak. Ek wil opstaan. Trek uit die jas. Wat? Los my uit. Laat los. Ek kry nou 'n end hiermee. Asseblief. Julle maak my seer. Nee. Asseblief. hou Gaan op. Wat Dis maak julle? terugbetaling oor die vader teen ons gekant gemaak het. Laat ons hom in daai put gooi. Nee. Nee. Asseblief. Nee. Allemaal! Hou 'n oogie oor hom totdat ek terugkom. Ai! Haal my uit! Ek weet julle die Ismaelitiese handelaars sal ons 20 sikkel silwer gee vir hom. Bedoel jy ons moet hom verkoop? 20 sikkel silwer is baie geld. Maar het Ruben nie gesê Ruben is nie hier nie. Ja, jy sê 20 sikkel silwer. Nou goed dan. Wat het van Josef geword? Nou toe, waar is hy? Ons ons het hom verkoop aan die Ismaelite. Wat? Vir 20 sikkel silwer. Maar ons moet hom terugkry.
Dis te laat, Ruben. Die Ismaelite is lankal weg. Wat is ons veronderstel om vir vader te sê? Ons sal wel aan iets dink. Nee, ek weet julle. Kom, laat ons gou 'n bokslag. Kyk, vader. Kyk waarop het ons afgekom op pad huis toe. Dis 'n jas besmeer met bloed. Dis Josef se jas. So waar, kan jy dit glo? Was hy nie by julle in Dothan nie? Glad nie. Maar ek het hom tog na julle toe gestuur. Hy het nie opgedag. Dan is hy seker aangeval. Hier, wilde dier of iets. En dis al wat vir hom oorgebly het. Nee, dit kan nie wees nie. My seun. My seun. Josef was teen die tyd 'n slaaf en is aangekoop deur Potifar, die hoof van Farao se leiwag. Te danke aan jou is my huisake die eerste keer in 10 jaar in orde, Josef. Dis goed, ek's bly dat u daarmee tevrede is, my heer. O, ek is meer as net tevrede. Jy is slimmer as my ander slawe. Jy snap 'n ding gou. Jy kan lees en skryf. Dis my vader wat my geleer het. Ek voel ek kan jou vertrou, Josef. So, sê my, kan jy nog groter verantwoordelikheid hanteer? Ja, my heer. Dan staan jy nie oor vir my huishouding. Ek sal my bes doen om u te dien, my heer. Is daar ook iets wat ek vir u kan doen, mevrou? Ja, daar is. Jy sien, ek het 'n handjie nodig in my persoonlike kwartiere. U kwartiere? Jy's tog seker nie bang om alleen saam met my te wees nie? Kom dan saam. Presies, hoe kan ek u van diens wees, mevrou? Kan in 'n hele paar maniere, dink Josef. Ek het my oog al 'n geruime tydjie op jou, Josef. En ek dink jy het 'n oogie op my ook, nie so nie. Moenie skaam wees om te sê hoe begeerlik jy my vind nie. Ek dink ek moet weer gaan werk, mevrou. Moet jou nie oor my man bekommer nie. Ek het hom gestuur om iets te gaan doen. Hy sal ure lank weg wees. Ek wil u nie in die gesig vat nie, maar ek moet nou regtig gaan. Vind jy my nie aanvallig nie, Josef? Natuurlik, maar soen my. Ek kan nie. Potifar vertrou my. Wel, as jy hom dien, dan dien jy my mos ook. Neem my in jou arms en soen my, Josef. Beskou dit as 'n opdrag. Ek kan nie. Dan sal ek sê jy het in elk geval gedoen. Potifar sal jou laat opsluit. Het jy aan die binnekant van 'n Egiptiese tronk gesien, Josef? Asseblief, moenie. Luister, as jy nie instem nie, gaan jy verloor. Kom aan. Jy kan mos sien jy het nie eintlik 'n keuse nie, my lief. Jy gaan nie voorbetaal, Josef.
Potifar se vrou het gedoen wat sy gedreig het om te doen en Josef is in die tronk gegooi. Maar as gevangene het Josef hom uitstekend gedra en kort voor lank is hy as tronkopsigter aangestel. Ek het laas na die allervreemdste droom gehad. Ek was in die farao se wingerd besig met 'n wingerdstok met 3 ranke. Die lood het skielik vloeisels gevorm en net daar in trosse ryp druiwe verander. Toe het ek die druiwe in 'n beker uitgedruk en die heilige vloeistof vir Farao gegee om te drink. Wat sou dit tog beteken? Wat dink jy? Nee, jong, ek het nie die vaagste benullie. As jy ontwaak uit 'n dromerige slaap, vertel hom jou droom. Josef is die een wat dit vir jou uit kan lê. Vertel hom jou droom. Want Josef kan die taal van drome goed verstaan. Hy sal dadelik kan sê wat aangaan. 'n kykie in die toekoms, ag Josef, toe sê ons, wat gaan nou gebeur? Ek kan vir jou sê wat jou droom beteken. Ek kan nie onthou dat ons jou gevra het wat jou mening is nie, broer. Wel, ek is jammer, ek wou maar net behulpsaam wees. Okay, sê my wat jy dink die droom beteken. Die 3 ranke van die wingerdstok verteenwoordig 3 dae. Oor 3 dae sal jy kwytskelding van jou vonnis ontvang en jy sal weer in jou pos as Farao se hoofskinker aangestel word. Wonderlik, dis uitstekende nuus. Hoe kan ek jou ooit terugbetaal? Miskien kan jy die Farao eendag vir my kwytskelding vra. Seker, as dit wat jy vir my sê die waarheid is en ek my vryheid terugkry, wel, dan sal ek beslis 'n goeie woordjie doen vir jou. Ja, luister, ek het ook laasdag 'n droom gehad. Ek dink jy kan my droom ook uitlei. Laat ek hoor. Wel, ek was besig om 3 mandjies vol brood op my kop te dra. Dit was bedoel vir die Farao. En toe, uit die brood, kom daar 'n swerm voëls aangevlieg en vreet al die brood uit die mandjies. Die 3 mandjies in jou droom beteken ook 3 dae. Maar helaas, ek is bevrees die nuus is nie goed nie. Nou wat ek hoor, man. Oor 3 dae sal die Farao opdrag gee dat jy uit die tronk gehaal word en gehang word. Nee, ek glo jou nie, Hebreeu. Jy wil my net bang maak met die een of ander liegstorie. Lena, ek vervloek jou, hoor jy my? Dit het gebeur soos Josef voorspel het. Die hoofskinker is vrygelaat en die bakker is gehang. Maar 2 jaar het verbygegaan voordat die skinker sy belofte onthou het. U wyn nie, Majesteit. Ag nie nou nie. Kan jy nie sien ek beangs nie? Wat maak jy, Majesteit? Ek het 2 drome gehad wat niemand kan uitlei nie. Nie is die slimste man in Egipte land nie. U Majesteit, 2 jaar gelede toe ek nog in die tronk was, het ek iemand raakgeloop wat drome kan uitlei. Miskien kan hy lig werp op die saak. Moet my nie in die steek laat nie, Hebreeu. Is dit waar wat my hoofskinker vir my sê? Hy sê vir my, jy kan drome uitlei. Ja, U Majesteit. My vader het vir my gesê dit is 'n gawe van God. Wel, ek hoop jou God is vandag met jou, want as jy my in die steek laat, sal ek jou en die skinker albei terugstuur tronk toe, waar julle die res van julle nuttelose lewens aan gevangenskap kan deurbring. Vertel my die droom, U Majesteit. As
jy ontwaak uit 'n dromerige slaap, vertel hom jou droom. Josef is die een wat dit vir jou uit kan lê. Vertel hom jou droom. Want Josef kan die taal van drome goed verstaan. Hy sal dadelik kan sê wat aangaan. 'n kykie in die toekoms, ag Josef, toe sê ons, wat gaan nou gebeur? Ek het op die oewer van die Nylrivier gestaan en gesien hoe 7 vet en gesonde koeie uit die water opkom. Terwyl hulle daar in die rietgras staan en wy, het ek gesien hoe 7 maar en sieklike koeie ook uit die water opkom. Die maar koeie het toe oorgeloop na die vet koeie en hulle verslind, sommer heel opgevreet. Toe sien ek 'n koringplant uit die grond uit opkom met 7 lieflike groot goue are soos ek nog nooit gesien het nie. Maar terwyl ek die pragtige graanstane bewonder, kom 7 dor en verskroeide are uit die grond en verslind die gesonde koring. Farao, u 2 drome beteken presies dieselfde ding. Daarin vertel God u wat hy beplan om te doen. Die 7 gesonde vetkoeie en die 7 gesonde goue are beteken 7 jaar van groot oorvloed in die land. Die 7 maarkoeie en 7 dor koringare beteken 7 jaar van verskriklike hongersnood. Nou, wat moet aan die saak gedoen word? My heer, u moet nou begin om kos bymekaar te maak terwyl dit volop is en dit opgaar vir die 7 jaar van hongersnood. Ja, ek verstaan nou presies wat ons moet doen. En jy, Josef, sal aan beheer staan van die voedselinsameling. Ek, u majesteit? Ja, ek is vas oortuig daarvan dat jy die slimste man in die ganse Egipte land is. Kom hier en steek jou vinger uit. Hierdie seelring is 'n simbool van jou nuwe aanstelling as gouverneur van Egipte. Na my sal jy die magtigste man in hierdie land wees. Ek is geëerd, u majesteit. Josef het 7 jaar lank kruis en dwars deur Egipte gereis en kos versamel. Toe het die hongersnood gekom. Gelukkig was Egipte daarop voorberei danksy Josef, maar die mense van Kanaan het honger gely. Gaan Egipte toe en koop kos vir ons mense. Dis nou ons enigste hoop op oorlewing. Benjamin sal hier by my bly. Staan uit die pad uit. Ek is seker ek ken daardie mans. My broers, dit is hulle. Na al hierdie jare het hulle teruggekom. Julle is buitelanders. Wat kom soek julle hier in Egipte? Ons het kos kom koop, my heer.
Ons mense ly erg honger. En hoe kan ek seker wees julle is nie spioene nie? Sê my. Nee, ons is nie spioene nie. Ons is eerlike mense, dit sweer ek. Hoe kan ons bewys dat dit die waarheid is? Het julle enige ander broers? Ons jongste broer is nog by die huis. Een van julle sal dan teruggaan huis toe en die jongste broer na my toe bring. Maar my heer, verstaan tog ons vader sal hom nooit laat gaan nie. Daar moet 'n ander manier wees, asseblief. Wagte. Begelei hierdie spulspioene onmiddellik na die tronk toe. Ons is nie spioene nie. Hoe lank moet ons nog in hierdie tronk bly? Dis al 3 dae en nog geen woord van die goewerneur nie. Ons sal Benjamin na Egipte toe moet bring soos hy wil hê. Dit lyk na al uitweg. Daar's geen kans nie. Vader sal dit nooit toelaat nie. Ons kan vir altyd hier opgesluit wees. Ek sê hoekom? Ons word gestraf vir wat ons aan Josef gedoen het. Josef, wat het Josef nou met die saak uit te waai? Wat het julle tog besiel om Josef as 'n slaaf te verkoop? Ons het Vader se hart gebreek en God baie kwaad gemaak. Ruben is reg, ons het te ver gegaan met Josef. Ons het kop verloor. As ons in hierdie tronk moet vergaan, sal dit ons verdiende loon wees. Ek het 'n bietjie daaroor nagedink en besluit om julle tog vry te laat. As julle julle jongste broer na my toe bring, sal ek die laaste een van julle vrylaat. Dan sal ons doen wat jy wil hê, my heer. En jy? Wat is jou naam? Simeon, my heer. Jy sal hier agterbly. Die ander sal die jongetjie gaan haal en terugbring. Sit kos in hulle sakke en gee hulle silwer terug. Reg, meneer. Vader, ons moet Benjamin met ons terugneem Egipte toe. Kyk, iemand het ons silwer teruggesit. Is jy doodseker? Ja, ek is. Wat is God besig om met ons te doen? Hoekom word my lewe so opdraande stryd? Vader, ek aanvaar verantwoordelikheid vir Benjamin. As ons hom nie veilig na hy toe terugbring nie, kan u my 2 seuns hê. Nee, dis uit en gedaan. Ek waag nie kanse met Benjamin nie. Ek het Josef alreeds verloor. Ons sal Vader moet ompraat, anders verloor ons Simeon. Vader, ons moet eenvoudig teruggaan Egipte toe met Benjamin. Dis al uitweg. Dink aan arme Simeon. Buitendien het ons Egipte nodig. Dis ons enigste bron van kos. Nee, mamma, ek sal, ek beloof. Ja, ag nou goed dan, seuns. Maar dit is wat ek wil hê julle moet doen. Pak ons beste neute, olywe en olies en gaan gee dit vir die goewerneur van Egipte as 'n geskenk. Hier is dubbel die hoeveelheid silwer. Gee die eerste sakkie terug en betaal dan vir nog graan met die ander geld. En maak seker dat Benjamin niks oorkom nie. Of anders sal ek 'n hartgebroke man sterf.
fees vir hulle gereël. Julle mag maar binne gaan. Wag. Asseblief. Toe ons by die huis kom, het ons agtergekom dat iemand ons silwer in die geheim vir ons teruggegee het. Ek wil nie hê u moet dink ons het dit gesteel nie, want ons het nie. Asseblief, neem dit terug. Moet julle nie kwel nie. Die goewerneur het dit teruggegee. Kom sit aan vir die fees. Dis vir julle gereël. My broers. Huh? Simeon, jy lyk goed. So, ek neem aan daar word goed na julle omgesien. Ja, my heer. En ons waardeer dit. Nou goed, vertel my van julle vader. Is hy lewe hy nog? Hy leef en is in goeie gesondheid. Hy stuur u ook hierdie geskenke as sy dankbetuiging, my heer. En sê my, is dit julle jongste broer? Dis reg, my heer. Mag God met jou wees, seun. Nou ja, ek het dinge om na om te sien. Verskoon my. Wat maak my na? Sê my. Dis my broers. Dalk is dit tyd om hulle te sê wie jy is. Ja, ek sal. Wanneer die tyd reg is, sal ek. Om na al die jare te sien, het my onkant betrap. Het jy hulle vergewe vir wat hulle gedoen het? Ja, ek het. Ek dink so. Bedien die ete nou. Daar is groot fees gevier. Josef het seker gemaak dat Benjamin die beste van alles kry. Gaan maak hulle sakke vol soveel kos as wat hulle kan dra. En gee sommer hulle silwer ook terug. En dan vat jy my silwerbeker en steek dit in die sak van die jongste broer. Ek maak so, my heer. Kyk daar, die goewerneur se opsigter kom agter ons aan. Maar wat het ons nou gesonder? Iemand het die goewerneur se silwerbeker gesteel. Wel, dit was nie ons nie. Hoekom sal ons hom nou besteel as hy ons so gasvry behandel het? As julle onskuldig is, sal julle nie omgee as ek in julle sakke kyk nie. Jy is welkom om te kyk wat in ons sakke is. Jy die ding gevat, Benjamin? Ek weet dit lyk baie sleg, maar julle, ek sweer ek het dit nie gevat nie. Maar die beker is in jou sak. Maar ek het dit nie gevat nie. Ons laat die goewerneur besluit oor wat om hieraan te doen. En dit, na alles wat ek vir julle gedoen het, is dit hoe julle my vir my goeie behandeling bedank. Ek weet nie wat om te sê nie, my heer. Sê ons asseblief, wat kan ons doen om daarvoor te vergoed, asseblief? Benjamin is die een wat die beker gesteel het. Om daardie rede sal hy hier agterbly as my slaaf. Die res van julle mag teruggaan. Ek smeek u, my heer, moet Benjamin nie van ons wegneem nie. Dit sal ons vader se hart breek, my heer. Hoekom moet ek genade betoon aan 'n dief? Ons het ons bes gedoen om u tevrede te stel. Ons het die silwer teruggebring
en ons het Benjamin vir u gaan haal. Die jong seun beteken die wêreld vir ons vader. As hy Benjamin ook verloor, sal dit sy dood beteken. Ek smeek U, my Heer, wees my genadig. Laat ons alleen, leiwag. Julle kan gaan. En julle mag opstaan. Ek kan dit nie langer verduur nie. Herken julle my glad nie? Broers. U herken my, Heer? Ek is julle broer Josef. Josef, maar dis mos onmoontlik. Nee, dis waar. Ek is die broer wat julle as slaaf verkoop het. O, Benjamin, die laaste keer wat ek jou gesien het, was jy maar net 'n baba. Maar u is dan die gouverneur van Egipte. Hoe kan u die broer wees wat ons destyds as slaaf verkoop het? Omdat ek die verborgde betekenis van drome verstaan het die farao my as gouverneur aangestel. Ek het die hongersnood voorspel en seker gemaak dat Egipte voorbereid is. Dan was dit mos van die begin af die Here se plan. Gaan gee vader die nes. Dan bring julle hom en die ander hierheen om saam met my te bly. Die broers het met baie geskenke by die huis aangekom. Vader, ons is terug en met ongelooflike nuus. Is julle broer Benjamin by julle? Ja, hier is ek, vader. Kom dat ek jou van nader kan beskou. Nou toe, wat is die goeie nuus? Ons broer Josef lewe. Wat sê jy daar? Maar dis mos nie moontlik nie, Ruben. Dis die waarheid, vader. En nie net dit nie. Hy's die gouverneur van Egipte. Die gouverneur? Ja, dis Josef wat die land van hongersnood gered het. En ek wil hê ons moet almal Egipte toe gaan om by hom te bly. Dis 'n wonderwerk, vader. Kom kyk na die geskenke wat Josef hier gestuur het. O, is dit wat Josef gestuur het? My seun Josef lewe. Hy was dood, maar nou genadiglik lewe hy. Maak seker dat net die beste kos en die voortreffelikste goedere vir hierdie reis gereed gemaak word. Ek maak so, my heer. Jakob, Israel. Wie roep my naam? Dit is die Here, die God van jou grootvader Abraham en jou vader Isak. Moenie in jou seuns twyfel nie, Jakob. Josef wag vir jou in Egipte. Hy sal na Gosen toe gaan, waar jy en hy herenig sal word. En daar sal ek begin om jou mense die groot volk Israel te maak. En dan, eendag, sal julle na julle land terugkeer. Gaan nou en lewe in vrede tot die einde van jou dae.
Vader. Vader, is dit U? Josef, is regtig jy my seun? En so na baie jare is Josef herenig met die man wat hom kleintyd al die moed gegee het om 'n groot volk te lei en die wêreld van hongersnood te red, sy vader Jakob.